Hallo almal en welkom by vandag se podcast. Soos julle kan sien, het ons weer vir Ilonka hierso en hallo Ilonka. Hallo. En ons gaan aangaan met verlede keer se topik oor kleuters. Ek glo laas keer se podcast was vir julle very insightful. Maar soos ons laas keer gesê het, is ons soveel meer om te sê wat ons we just touched the surface verlede keer. So Ilonka, wat is vandag se kom ons met topik? Wat is die kern van vandag se geselskap gesprek wat ons gaan hê? Okay, ek wil graag vandag met julle praat oor hoe hanteer ek my emosies en ook hoe help ek die kind met sy of met haar gedrag, nê? En ek gaan sommer inspring en dan gaan ek sommer begin by wat maak ek wanneer ek as ouer dit vind. Want sorry, ek dink is 'n baie belangrike ding wat jy sê, jy het gesê hoe hanteer ek my kinders se emosies en my eie emosies. En dis 'n algemene emosie dink ek, as dit kom by kleuters is jy verloor nie net jou emosie nie, maar jy voel ook I've lost it completely. Ek is glad nie in beheer hiervan nie. So ek dink dit is 'n belangrike ding om te hanteer as ek dit verloor. Yes, die eerste ding wat ons moet verstaan is dat kom ons noem dit rage, wanneer ek het verloor, dan is ek eintlik in rage, So, die eerste ding wat ons moet verstaan is, dit is gewortel in shame, en in trauma en in grief, En wanneer jy in daai situasie is, wanneer jou kind ook in daai selfde situasie is, dan bring dit daai shame en daai trauma en daai grief, bring dit op. Dit is veral wanneer ons nie toegelaat is om ons emosies te express nie, verstaan jy? So ek gaan gou interrupt. Wat is dit om dit te verloor? Wat bedoel ons as ons sê, hoekom verloor ek dit? Jy raak heeltemal buite jouself, jy raak kwaad. Okay. Nee? Ja. En dan is ons geneig om goeders te sê en goeders te doen wat ons na die tyd regret. So ek dink baie mense dink nie dalk hulle verloor dit nie, maar sodra jy dit sê, dan besef mense, okay, maar ek het al dit gedoen. So net dat mense daai connection, dit maak sin. Okay, so en wanneer ons dit dan nou verloor, dan is ons brein heeltemal in 'n staat van fight or flight of freeze. Of freeze, En dan is ons thinking brein is nie teenwoordig nie, Die adrenaline skop in en hy neem oor. Dr. Daniel Siegel het 'n baie oulike handmodel van dit. So die hand, die vingers is jou prefrontal cortex, hy sit hierso, dit is jou rational thinking, en dan het hy jou emosiebrein is daar binne. So die oomblik wanneer ons in fight or flight is, dan lig hierdie op, en dan neem hierdie ouetjie heeltemal oor. Dit maak sin? Yes. Okay. So, en dan moet ons onthou, ons moet bietjie grace met onsself hê, wanneer dit gebeur, Ons gaan net 'n bietjie meer in dit ingaan, want alle gevoelens is aanvaarbaar, maar nie alle gedrag is aanvaarbaar nie, Okay. En dan moet ons ook onthou, alle gedrag is op die ou end kommunikasie. Wat bedoel jy daarmee? Wat ek daarmee bedoel is, jy het 'n slegte dag gehad, jy kom by die huis, jy's mislik met almal, maar eintlik is dit omdat jy 'n slegte dag gehad het, of jy dalk die vorige nag nie lekker geslaap nie, verstaan jy, so jy voel net moeg, en so dan gaan jy 'n bietjie kort van draad wees. Ek verstaan, Nou, ons moet onthou, ons kleintjies ervaar alles wat ons ervaar. Hulle weet net nie wat om daarmee te maak nie. Okay. Alright. So as ons sê gedrag is kommunikasie, is dit dan ek wat moet sê dis hoe ek voel, of ek moet kommunikeer. Ek hou daarvan om ons huishouding, hou ek daarvan om te sê, ek voel nie vandag lekker nie. Of kleintjie is dalk nou besig om iets te doen wat ek weet, ek is nou besig om, daai is nou besig om op te lig. Dan
sal ek dit vir hom sê, maar hy verstaan dit nog nie altyd. So partykeer help dit, ander kere help dit glad nie, nê? So ek het nou al begin, omdat ek so die goed so goed weet, het ek nou al begin om dit te kommunikeer. Okay. Het is ook goed om, wanneer jou kleintjie dalk nou, jy weet, hy het nou gesukkel met iets, nê, en hy raak bietjie frustreerd, dan is dit goed om vir hom te sê, jy voel nou frustreerd. Help hom, kommunikeer daai goedjies vir hom, sodat hy weet, kan begin dit aanleer, nê? Okay. So ons verloor dit omdat daai emosie neem oor. Dis daai. Ja, hy neem oor en dit is omdat toe jy 'n kind was, is daai situasie nie reg hanteer. Okay, so dit trigger eintlik. Dit trigger dit. Iets anders, Ek kan onthou ons as kinders, my stiefpa het baie keer wanneer ons seer kry, dan kry jy sommer 'n pak slaag daarmee saam. Okay. Verstaan jy? En ek dink baie mense, dit het met baie mense gebeur. Ons praat net nie noodwendig daarvan nie. So jy kry sommer 'n pak slaag. Die by het jou gesteek. Jou pa het een keer vir jou gesê, moenie met die by speel nie. En nou kry jy sommer 'n pak slaag met die by jou steek. Maar dit is, en ek het agterkom op myself, wanneer 'n kind hysteries begin gil of iets, dan is ek ook daar. Okay, verstaan jy? So dit is omdat dit jou van daai tyd af kom van daar af. So wat so die adrenaline skop in, die prefrontal cortex is nie meer in beheer nie, my emosies is nou in beheer. Wat doen ek? Is daar iets wat ek kan doen om dit te hanteer? Of is dit maar net okay, wel, ek verloor dit en nee, jy moet, wat kan ek doen? As jy dit kan acknowledge. Hoe beheer ek daai? Ja, jy verstaan, Ja, jy moet dit kan acknowledge, jy moet kan weet, dit is hoekom. So en dit vat tyd, dit vat regtig tyd om hierdie goedjies te besef en in oefening in te kom. Nee. So dis nie dat jy verloor dit nie omdat jy 'n slegte ouer is nie. Nee, en jou ouers was nie noodwendig slegte. Dit wil ek net sê. Ons moet net onthou, ons ouers het almal se ouers het gedoen wat hulle gedink het die beste is. So en met tyd, elke generasie ouers is anders. Nee, leer iets nuuts. Ja, ons leer iets en so begin ons hierdie kringlope breek. Nee, hierdie goeters wat so oordra, begin ons breek. So in die eerste plek, as ons nie wil dit verloor nie, is daar 'n paar goedjies wat ons moet onthou. Nee. In die eerste plek is dit jou persepsie. Jou persepsie van, het jy 'n mindset van naughty child thinking? Wat met ander woorde, jy dink alles wat jou kind doen, dit is stout. Dit is stout. Okay. Dit wat ons laas keer oor gepraat het, dat hy nie noodwendig stout is nie, maar hy gaan deur 'n moeilike. Ja, hy probeer net sin maak, nee? Yes. So as jou persepsie negatief is, gaan jy dit moeilik vind om om die positief in jou kind se reaksie te sien. En dan gaan jou reaksie ook negatief wees. En jou reaksie gaan ook natuurlik negatief wees. Ja, kyk. En dan moet ons onthou, hulle wil explore. Nee, ons het die vorige keer ook daarvan gepraat. Ons moet hulle bietjie grasie gee om te explore, maar wees naby genoeg om te keer wanneer dit verkeerd gaan. En daai breintjies ontwikkel. Ons het laas keer baie daarin spandeer. Ontwikkeling, daai breintjies ontwikkel nog, en dan partykeer is die kind self, en onthou, dit is gewoonlik wanneer die kind begin uit beheer raak, wat jy ook uit beheer uitraak, nee? So partykeer is dit net 'n lack van stimulasie. Of te veel stimulasie. Of dalk te veel, overstimulation of understimulation, nee? In ons huis gebeur dit nou nogal gewoonlik in die aand. Mama's besig in die kombuis en dan begin seentjie met smashing en crashing. Hy sal die heeltyd teen sy pa crash. Ja, jy bedoel fisies? Yes, hy gaan val teen hom en doen sulke goeters, want hy soek daai sensoriese inset. Hy soek daai stimulasie. So partykeer moet ons hulle help om van die energie ontslae te raak, en ander kere moet ons hulle weer help om te kalmeer.
dit sal jy nou weer doen by byvoorbeeld vat 'n boek en lees saam met hom 'n boek of kleur saam met hom in of bou blokkies saam met hom of ietsie wat net bietjie 'n rustigere aktiwiteit is, né? Maar dis eintlik belangrik dan daai stimulation om soos ons gesê het om spasie te gee vir dit, vir die crashing. Ja. So dis nie net soos ek sê, dis nie net stoute behavior nie. Dis wat hy nodig het. Hy het dit nodig. Ja, hy soek daai inset. Hy het dit nodig om van sy energie ontslae te raak. So as ons dit gaan nou dalk bietjie weg van jou riglyn af of jou topic af. Maar as ons dit nie, so ons dink my kind is stout omdat hy in pappa in vashardloop die hele tyd. So ek probeer hom kalmeer, maar eintlik wat ek doen is ek gee vir hom nie wat hy wil hê nie, so dan begin hy eintlik stout raak. Die need bly daar. En ons moet leer om te respond op daardie needs. Net bietjie, ons gaan net daar kom, ons moet net bietjie verder dink. En jy weet, dit kos nogal baie dink en baie ontleding. As ouer, veral met 'n kleuter, né? Alright. Wat sê Afrikaanse ding, dis nie perde koop nie. Ek het dit nooit verstaan nie, maar hulle sê dis ding. Dis nie perde koop. Ja, dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Ja, okay. Okay, so wanneer ons dit dan nou verloor as ouers, moet ons wat ek nou reeds gesê het, ons moet daai trigger kan identifiseer, né? En dan moet ons die ability, dit moet jy self vind. Jy moet vind wat werk vir jou. Partykeer is vir my net gou vinnig die vertrek verlaat en net gou vir 2 sekondes net in 'n ander vertrek gaan staan, help my nou weer. Physical distance. Partykeer, my man weet nou al, as ek so gaan staan, dan weet hy nou al, ek is op die brink om dit te verloor. Ja, okay. So, dan tel hy jou op en hy sit jou klaar aan die ander kant. Ja, so hy weet, ek gaan dit verloor. Ja, dit beteken gewoonlik ek dink, en dit beteken ek gaan dit verloor. So, en ons moet mekaar kan dra in dit. Nee, maar ons gaan probeer om daarby uit te kom, okay. So, en dan moet ons moet daai pause kan create en ons moet kan rationalize. Hoekom reageer my kind so? So bring die prefrontal cortex weer terug. Ja, kom ons kalmeer net weer. Kom ons kalmeer net weer. Ek wil regtig daarby uitkom. Hoe help ons om te kalmeer? Okay. So, wanneer ek as ouer dan nou overwhelmed is, nee. Wat doen ek om myself te kalmeer? Nee. Alright. Die eerste ding, los die screens. Want dit is ek sien dit by baie mense, dit is die eerste ding wat ons doen, ons gryp ons foon en ons begin scroll. En jy moet eintlik dit glad nie doen nie, want jy gaan iets anders sien wat jou dalk gaan ontstel of wat jou net nog kwaader gaan maak of wat ook al, of teleurstel of wat ook al, so eintlik gaan jy daar bly. So bly weg van die screens. Jy bly eintlik stimulated. Jy bly eintlik stimulated, nee, want dit mag net dalk nog 'n fight or flight trigger, nee. Want net soos wat hulle die regte stimulus nodig het, of overstimulated of understimulated, is ons ook nog steeds, we don't outgrow that, as ek dit reg het. Ons het ook nodig om to be stimulated of ons het nodig om van ons energie ontslae te raak, of ons het nodig om rustig te raak. Ja, so die screen is, ons dink dalk is 'n manier om ontslae te raak, maar dit is goed, wat in ons breine gebeur, wanneer ons op die screens is. So ons is dalk nie besig om 'n stimulated video te kyk nie, maar net die screen self stimulate goed in ons brainwaves. So dis daai wat ook al daai ding wat jou daai lekker gevoel ding wat in jou brein, ek kan nie onthou wat is dit nie, dit ontgaan my nou. Okay. Hierdie ene werk gewoonlik vir my lekker. Jy begin met fake laughing. So jy begin eintlik 'n lag aan die gang sit. En jy gaan agterkom nader en gaan jy regtig lag. Is dit nie vreemd nie? Dit voel vreemd. Dit voel vreemd. Ek kan onthou ek was eendag so verskriklik kwaad vir die wasmasjien. En ek het begin lag vir die ding. En net uit natuur uit. Ek het nie geweet dit is 'n manier om te kalmeer nie. Partykeer goed om mense sal agterkom, party van die goeters is net so natuurlik. Ons doen dit. Ons doen dit anyway. Ons doen dit anyway. Ja. Okay. En dan kan jy box breathing doen. Hy val in 4 sekondes intervals, né? Okay.
So jy haal diep asem vir 4 sekondes, jy hou hom. Jy blaas uit vir 4 sekondes, jy hou hom, voor jy weer inasem. Okay. Nee, so dit is dan nou vir, hoe het ek nog gesê, vir 3 minute. Ja. Okay, so jy sit net, en is dit dan, dis dalk belangrik dan ook, soos jy gesê het, om dit nie in die situasie te probeer doen? Nee, jy moet jouself verwyder van die situasie, want in die situasie gaan dit nie help. Maar ek het nou al agtergekom in ons huis partykeer gebeur dit net dat daar is nie nou, ek kan nie nou ontsnap nie. My huweliksmaat is nie daar nie, papa of mama is nie daar nie, so ek is alleenig. So dan help dit nie altyd, of dan is dit nie altyd moontlik nie. Maar dis die ideaal is om. Ja, dit is hoekom ek sommer partykeer so gaan staan. Ja, en dan is dit 'n stupid enetjie, jy kan jou ore bietjie massage. Die ding is net om op iets anders te begin fokus. Dan hierdie is die vagus nerve, lyk my access jy hier by jou ore om op een of ander manier. Okay. En dan gaan loop net bietjie buite. Jy weet partykeer het 'n ou dalk iewers voel jy nie lekker in jou lyf nie. Gaan loop net bietjie kaalvoet buite. Dat jy net bietjie die natuur ervaring. Dit help ons om pyn te reduce en dit help ons om ons slaap te verbeter. Net buite wees in die algemeen. Ja, net buite wees, veral skemertyd. En ek dink dis ook baie belangrik vir jou kind ook. Want ek dink is baie moeilik vir sekere ouers om hulle kinders ook buite te vat. So kinders raak ook overstimulated met hulle omgewing die hele tyd om jou kind buite te vat, dat julle albei kan. Ja, jy weet, voel die grond of die grasies of wat ook al onder jou voete en ek weet die tuin kalmeer my instantly. Ek sal partykeer gaan sit in bossies uittrek en sulke goedjies doen want dit help my. Veral wanneer ek vasgedruk in die huis voel, dan gaan ek altyd buite toe. En gaan doen iets buite, gaan lei die tuin nat man. Dit is die water wat vloei is ook stimulerend vir jou om te kalmeer, né? Okay. En dan kan jy cold exposure doen, gaan spoel jou gesig met koue water af 'n paar keer of submerge net jou voete of jou hande in koue water 'n paar keer, né? Dit laat ek nou net hierso sien dat ek nou nie die verkeerde ding praat nie. Nee, ek het nie dit nou hierso nie. Okay. Maar in elk geval, daar's 'n sekere ding wat dit aanhelp ook. Okay. Maar in elk geval met die koue dan. Ja, daai koue kompressie. Lyk my ek het dit uitgehaal. Okay, in elk geval. Okay. So dis as ek dit wil verloor. Dis hoe ek die oomblik hanteer. Ja, dit is hoe dit is goedjies wat jy kan doen. Daar's natuurlik nog baie ander goeders wat jy kan doen. Maar dit is goedjies wat jy kan doen om net jouself te kalmeer. Maar nou wil ek vra, dis hoe ek met my emosies deel in daai oomblik. As my emosies oorneem om myself te regulate. Hoe doen ek dit met my kind se emosies? Want hy kan of sy kan nog nie noodwendig hulle eie emosies beheer nie of self besluit ek het nou nodig om buite te stap of so hoe hanteer ek my kind se emosies dan? Wat bietjie moeiliker is. Jy bly in die eerste plek moet jy kalm bly. Ek het laas keer so vinnig genoem, ek het gesê beheer eers jou emosies en dan. Jy moet eers kalm maak. Want 2 dysregulated persone kan nie ek het gesê dan val ons albei nie so. Die situasie escalate nie. Dan raak dit 'n verskriklike groot ding. Okay, so die eerste ding wat ons moet onthou, ons moet kalm bly, né? Okay. En dan moet ons onthou om ook die kind se emosie te validate. Ons moet kan erken dit is nou hoe jy voel. En spasie maak vir hoekom hy so voel. En soos jy vroeër gesê het wat jy ook doen met jou seentjies om te sê ek sien jy voel frustreerd sodat hy daai connection kan begin maak met sodat hy kan gevoel begin verstaan. Okay. En dan sit jy jou boundaries, lê jy jou boundaries neer en jy bly hou jou boundaries, né? En wanneer ons albei gekalmeer het, dan kan jy die les leer. Okay. Of jy kan dan nou 'n consequence
neerlê vir wat gebeur, wanneer dit nodig is. Okay. Ek dink baie ouers probeer die les leer in die oomblik. En weet jy wat? Ek het nou die dag het ek gesê, ek weet nie, het jy dit ook gehoor nie? Ouers wat vir jou sê, dit gaan hierdie kant in en daai kant uit. Ja. Dit is presies wat gebeur. In daai oomblik, as ek die les... Van onthou, daai rational thinking en regulation is nie teenwoordig nie, hy's weg. Ja. So, dit gaan so. Ons leer ons kleuters en ons kinders natuurlik net in oomblikke wanneer ons almal kalm is, gekalmeerd is. Ja. Kyk. So dis so ek my kind se emosies dan. So die belangrikste ding vir 'n toddler in daai tyd is dan om te erken dis 'n emosie, die gevoel te acknowledge, die emosie te acknowledge. Ja, en ons moet hulle leen daai kalmte by ons. So wanneer ek ook dysregulated is, gaan hy niks by my leen nie. Veral omdat hulle so klein is en hulle begin eers, regulation begin eers hier by 4-5 jaar. Begin hulle eers kan begin sin maak van hulle emosies. So tot dan moet jy dit vir hulle sê. Jy moet dit vir hulle doen. So jy moet daai kleintjie vat en daardie sekere goedjies moet hom doen om hom te help om te kalm. Maar jy moet eers self kalm wees, want hy gaan aanvoel jy's nie kalm. So al voel dit soos 'n storm hier binne in jou liggaam, jou body language, moenie dit sê nie. Ek praat nou van in die oomblikke wanneer ek nie kan wegkom. Wanneer ek nie, maar nog steeds net 'n oombliekie pause en net gou-gou bietjie dink wat is eintlik besig om hier te gebeur. Want ons react nie tot die behavior nie, maar ons respond to the need. Nee? Daar's 'n verskil tussen in Afrikaans is dit ongelukkig reageer, dit bly reageer. Maar in Engels is react is basies 'n negatiewe ding. Dit kom gewoonlik uit 'n triggering aksie uit. Maar respond is om in 'n positiewe manier te probeer validate wat is besig om te gebeur. So die reacting is meer emotional en responding is meer cognitive. So ek dink oor wat ek volgende gaan doen. Hy's meer positief. Hy's meer positief. Okay. So en natuurlik moenie probeer om te wen nie. Ons probeer omdat jy nie gaan wen nie of nee, want omdat dit nie belangrik is nie. As ons dysregulated is kan niemand rasioneel dink nie. So moenie probeer om te wen nie. Niemand gaan wen nie, dit is die ding. Dit is die ding. So en ek vra die vragies is my kind dalk moeg? Voel hy dalk nie lekker nie of so 'n mens moet net die mooi ding. En ek dink ek besef daar's soveel om oor te praat, maar ons gaan nog een doen. Maar ek dink die belangrike ding in die hele ding is ons besef nou jou kind is besig om te leer, veral as dit kom by sy emosies en hy's besig om te groei. Waar ons dit makliker kan beheer, ons emosies. Maar ons moet ook besef dat ons as ouers, soos wat die kind leer oor sy emosies, leer ek oor ouerskap. So dis 'n learning curve eintlik vir beide. Vir ons albei. Maar dan soos jy sê as ouer om signs op te probeer tel van dis hoe soos wat jy gesê het met jou man. As jy gaan so staan, weet jou man, so hy het al geleer hierdie gedrag is dit wys dat daar irritasie is, byvoorbeeld. En dan dieselfde moet ons dan met ons kinders ook kan optel. As my kind so if he acts like this, is dit 'n teken van moegheid of om daai patrone op te tel om dan te weet. Sy begin smash and crash, weet jy, okay, hy het bietjie te veel energie, ons moet gou-gou ietsie doen. Of begin huil of wat ook al, dan kan jy of baie begin huil, dan kan jy weet, okay, hy begin moeg. Of so om dit te probeer dan optel. Okay, ek gaan ons tyd is min, kan ons gou net vinnig deurhardloop dat ek net gou help met die kleutertjies. Kom ons gaan hardloop net gou vinnig na die kleutertjies toe. Okay.
So ons het nou al klaar gesê dysregulation is daai smashing, daai crashing. Ja, dit is irritability. Partykeer as hulle nou overstimulated is, dan sit nou weer meer silliness. Hy sal rondhardloop en alles gryp en alles gooi. Okay, so dis een van die tekens wat jy moet kan optel. Ja, dit is een van die goedjies wat jy moet kan optel. En dan moet ons onthou, ons moet kalm bly. Dit is belangrik. Ek kan nie genoeg emphasis sit op dit. Ons moet kalm bly, né? Want daai regulasie van die kleintjies het ek nou reeds gesê, begin so by 4-5. Hy mature eers. Ons ability om te self-regulate, so om hierdie ouetjie te beheer, mature eers rondom die ouderdom tussen 25 en 30 jaar. So as jy nog nie 30 jaar oud is nie, het jy heel moontlik nie die ability heeltemal mature om jouself te kan reguleer nie. Ja, so dit is nogal bietjie rof, né? Okay. So kom ons kyk gou-gou wat kan ons doen? So ons moet onthou, hulle het hulle basic needs en dan het hulle ontwikkelings needs en dan het hulle ook hulle sensoriese needs. Ons kleintjies. En dan ook nou natuurlik hoe hulle dit ervaar. En uitleef. Okay. So net gou so vinnig, ons het eintlik nie net 5 senses nie, ons het 8. Okay. Ja. Jy gaan daar moet uitbrei. Ja, ons het ons normale 5 wat almal ken. Ek dink ek het nodig om hulle te noem nie. En dan het ons 'n vestibulêre stelsel. Ons het 'n ek sukkel altyd om hierdie ene te onthou, 'n proprioseptiese stelsel en 'n interoceptiese stelsel. Nee. Okay, vestibulêr is waar jou kop in ruimte. Nee, dis meer met jou balans. Is ek op, is ek af, lê, is ek horizontal, is ek. Waar is ek? Ja, so fisies. Okay, so om bietjie so daai om 'n swing byvoorbeeld is vestibule, want dit sê vir my my plek in. Ja, hy is ritmies en repetitive en dan is hy ook predictable en linear. So dit is 'n swing. Dit is rock. Ek het agtergekom met ons seentjie, as hy heeltemal buite homself is, dit is al nature, dan sit ek dan begin ek kom. Dis die eerste ding wat ek doen. As ek kom, of eintlik die eerste ding is ek probeer hom net, ek gee vir hom oop arms en ek probeer hom kry dat ek hom net kan 'n drukkie gee. Nee? En dan begin ek, as ek agterkom, okay, die drukkie doen nie alleenig die trek nie, dan begin ek hom gewoonlik raak. En dit is dan daai vestibule sens. Ja, so net om daai sens in die breintjie in te kry dat ons net kan kalmeer, né? Okay, jy kan natuurlik hierdie groot yoga balle gebruik. Daar's maniere hoe jy dit kan gebruik. En of selfs 'n skateboard. Hou sy hande vas en beweeg hom. Dat hy net kan okay. Dan is dit ons propriosepties. Dit is waar's my liggaam. In die space. So die vestibulêre is die kop. Propriosepties is die liggaam, waar's my liggaam. En dit is gewoonlik die jump, die crash. Goeters trek, teen resistance werk. En goedjies wat jy kan doen om bietjie daarmee te help, is druk teen 'n muur. Dit is regtig resistance, né? Druk teen 'n muur, wheelbarrow walking, wat kruiwag loop, né? Bietjie deep pressure, lekker stywe bed. Enige resistance, enige ding wat bietjie pressure ontwikkel. So dit kan hulle help, veral kinders wat overstimulated is, wat sukkel om self te regulate. Yes. Is hierdie proprioseptiese enetjie werk baie goed met hulle. Okay. En dan interocepties is wat ervaar my liggaam intern. Dit is temperatuur, dit is moegheid. Wat ons gevoelens noem. Wat hoe voel jy? Wat dinge is, of wat voel jy? Wat is die woord nou, wat uitkom as dan nou reaksies en gedrag, wat uitkom as gedrag, nee. Alright, so, ek gaan daar enetjie skip. Okay, so om bietjie die gedrag net bietjie te support, nee, so as ons nou weet, daai goedjies, dit is 'n verskriklike ons sensoriese integrasie, hoe ons sin maak van
wat in my liggaam gebeur, hoe ek dit ervaar. Om net bietjie daai te support, nê. As jy kan proactive wees. Ja. As jy weet hierdie tyd van die aand raak my kind gewoonlik bietjie. Dis gewoonlik die tyd wanneer hy begin smash en crash. Ja. Dan kan jy begin om proactief te wees. Nee, jy kan begin om byvoorbeeld in die oggend sekere goedjies te doen. Doen 'n obstacle course met hom. Ja. Nee. Of gaan swing met hom of laat hy 'n swaar ding rondstoot. Of dalk bietjie 'n bear walk doen of net iets, ja, net ietsiekie. Dan kan jy byvoorbeeld in die middag kan jy veral laatmiddag kan jy laat ons 'n bietjie gaan. Kom ons gaan stap net 'n entjie. Dit help ook met die melatonin. Nee, dit is mos nou ons slaap, ons die hormoon wat vrygestel word dat ons begin moeg raak, nee. Okay. En dan vir slaap kan jy kyk so net na ete dat jy ons is mos nou by die jumping, smashing en crashing, nee. So laat hy in plaas daarvan dat hy teen jou begin smash en crash, laat hy teen 'n beanbag of ek het nou die dag 'n video spring op die bed. Ja, ek het nou 'n video gesien van 'n pappa wat die kleintjies, hy vat hulle kom staan in 'n rytjie voor hom. Dan vat hy hulle en dan gooi hulle op die bed, laat hulle so hy help hulle hom bietjie en dan klim hulle weer af en dan kom hulle so vir 'n paar rondes net, ja, okay. Dan kan jy bietjie laat hulle deur tonnels kruip of swaai hulle in 'n kombersie, druk teen 'n muur, laat hulle bietjie kruip, wheelbarrow walks doen, jy kan met die groot bal werk. En dan wat baie behulpsaam kan wees, nê, veral as jy kindertjies het wat voor bedtyd nog baie energie het, nê, is jy kan met hulle jy kan gaan bad. Dit help ook, dis ook 'n tipe diep druk. Laat hulle gaan bad en dan doen jy 'n bietjie 'n turtle crawl met hulle. Met ander woorde, hy kruip, maar jy sit 'n kussing of 'n ding, 'n liggewig op sy ruggie, né? Okay. En dan bietjie stadige blanket rol, so met rol hom toe en rol hom oop. Okay, en bietjie dan laat jy net bietjie drukking op hulle kan sit. Dat ons net van al daai energie en goeders ontslaap. Dat dit ernstig kan gaan. Ja. Maar ek dink met al hierdie goed is die belangrikste om iets te kry wat vir jou werk. Wat vir jou werk, ja. So daar's klomp tools en daar's klomp verskillende metodes wat jy kan uitoefen. Maar kyk wat werk vir jou. Kyk wat is wat is toepaslik in jou huishouding? Ja, en wat is prakties moontlik? En wat is moontlik? So as jy in die tuin kan werk, nie gaan stap dan of daar is alternatives vir. Ja, daar's 'n hele paar goedjies. Maar ek dink die belangrike ding dan van hierdie is dat ons moet weet dis nie nodig om buite beheer te wees nie. Dinge hoef nie buite beheer te wees. Daar is metodes om to regain control. Ja, laat ons in beheer is, laat die ding nie buite beheer raak nie en die groot ding is laat ons nie skade veroorsaak nie. Dit is eintlik die groot ding, laat ons nie skade maak en laat ons nie vir ons iets sê of iets doen wat vir jou kind emosioneel gaan skade veroorsaak nie. Ja, maar moenie reageer nie. Moenie reageer nie. Respond. Don't react, respond. Dis beter om dit in Engels te sê, want Afrikaans bly reageer. Baie dankie Ilonka, en soos ek sê, ons het gesê daar's baie meer, so ons sien uit na ons volgende podcast met Ilonka, waar ons bietjie meer gaan leer oor ouerskap wees en die dissipline wat ons hou nie van daai woord nie, maar die dissipline wat ons moet inbring. En soos altyd, as jy ingelig wil wees oor ons volgende podcast of volgende video, subscribe na die channel, sit die notification bell op en dan sal jy weet wat volgende kom. Sien julle volgende keer.